besonder ryklik seën. Nou, glo dit of nie, dit is Maart maand, en mens kan nie glo dit is al Maart maand nie. Die tyd gaan vinnig verby, en die tyd gaan eintlik by ons verby. En voor jy kan kry, dan is nog 'n week, en nog 'n dag, en nog 'n maand verby. Amen. Daar moet ons aangryp wat ons kry. Ons moet dit aangryp, om aan die Here die lof en die eer en die aanbidding te bring. Amen. Dis lekker om saam met u te wees vanmôre. Nou, in Maart maand praat ons oor bely of belydenis, en ek het verlede week gepraat oor die eerste belangrike ding wanneer dit kom by bely, is om te besef, ek self is maar gebroke. En ek moet op 'n plek kom waar ek my eie sonde en my eie ongeregtigheid en my eie gebrokenheid, my eie kleinheid erken en bely en regmaak. Amen. Kom ons sê vanmôre vir mekaar, terwyl ons hier op aarde is, sal ons nog nie volmaak wees. Terwyl ons hier is ons nog onvolmaak. Ons is nie engele nie. Ons wil graag wees, maar ons is nie. Ons is eintlik meer as 'n engel. Ons is God se kinders. Amen. So, ons is bevoorreg. Nou, vanmôre wil ek aangaan en praat oor die belydenis van my geloof. Die belydenis van my geloof. En ek gaan begin om te lees uit die boek van Hebreërs, hoofstuk 10, vers 23. En hoor wat sê hy in Hebreërs 10, vers 23. Hy sê, en ek wil hê jy moet mooi, maak dit joune, sê, laat my belydenis. Laat ons die belydenis van hoop onwankelbaar vashou. Laat ek die belydenis van my hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, hy's God. En omdat hy God is, kan hy doen wat hy beloof het. Is hy getrou aan sy beloftes. Pastor Leon het vanmôre gesê, partykeer is ons op 'n plek waar ons ook beloftes maak. Ons kan nie altyd ons beloftes nakom nie. Want partykeer gaan dit nie net oor ek maak beloftes en ek wil dit doelbewus nie nakom nie. Partykeer is ons nie in staat om ons beloftes na te kom nie. Amen. Al is jy wie, partykeer dan het jy belofte gemaak, ek sal dit doen, of ek sal daar wees, of ek sal dit bywoon, en dan gebeur daar iets wat jou weerhou om dit te doen. Maar God is God. Hy is getrou om sy beloftes na te kom. Hoor wat sê Hebreërs 4 vers 14. Hy sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester met 'n hoofletter, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus Christus, die Seun van God, laat ons hierdie beloftes, of hierdie belydenis, vashou. Laat ons dit vashou. Nou, net so ter inleiding vir u wat nou dalk nie laasweek hier was nie. Wat beteken belydenis? Wat beteken dit? Nou, belydenis, die Griekse woordjie vir belydenis is homologos. Nou, dis klink moeilik, maar is nie so moeilik nie. Want Grieks, ons gebruik baie Afrikaanse woorde wat van Grieks afkom. Nou, logos is die Bybel, die woord, en homo is dieselfde as. So, ons praat mos van homofone. Hallo? Dit is goed wat dieselfde. Is u by my? Homo en logos. Dit beteken eintlik, so logos is God se woord en homo is dieselfde as. So, letterlik beteken dit vir jou en my, belydenis beteken
om dieselfde as die woord van God te sê. Om eintlik 'n naprater van die woord te wees. Dit wat die woord sê, dis wat ek sê. En het jy al beleef, baie keer kom 'n mens in omstandighede, dan dink jy by jouself, hierdie is die regte ding. Maar dan maak die Heilige Gees vir jou God se woord wakker in jou hart, en ewe skielik spring die woord van die Here in jou hart op, en sê, maar dit kan ook nie so wees nie, want die woord sê, hallo, ek praat wat die woord sê, letterlik, ek sê dieselfde dinge as wat God sê, ek bely dieselfde goed wat God in sy woord geskrywe het. So, wanneer ek die dinge sê wat God sê, sonder God se beloftes, en sonder God se woord, wat vir ons eintlik die voorbeeld gee, het ons niks van waarde om te bely nie. Kom ons sê gou, my woord is eintlik min werd. Al is ek 'n pastoor. My woord is eintlik maar min werd. Amen. Dit wat jy sê, is nie noodwendig baie werd nie. Maar God se woord, God se beloftes, God se inspraak, dis wat waardevol is. Om die waarheid te sê, my woorde is eintlik baie twyfelagtig. En het jy al agtergekom hoe jy praat? Ek sien in die laaste ruk, dan voel ek so skaam, dan sê mens goed, dan besef jy hierdie was nie reg. Hallo? Ons leef op 'n oomblik in 'n plek en omstandighede waarin dit maklik is om net te praat soos die wêreld praat. Jy weet, as ons die hoofblaaie van die koerant lees of die boopskrif teen die palle sien, dan lyk dit vir my, almal voorspel dat ons gaan almal vlug. Maar dis nie die waarheid nie. Hallo? Dis nie waar nie. Ons het God se woord wat sê, dat ons is nie toevallig hier gebore nie. En daarmee sê ek nie die mense wat na die buiteland toe gaan vlug nie. Maar weet jy wat? God het ons hier geplaas om hier 'n verskil te maak. En ons het sy woord om op te staan. Sy beloftes. Hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. So, Hebreërs 10 vers 23 sê, laat ons hierdie belydenis van hoop onwankelbaar vashou. Laat ons dit vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Dit is, weet jy wat, miskien is ons skrikkerig of skaam of bang, maar ek dink het 'n tyd geword, veral nou, waar ons Suid-Afrikaners moet reg begin praat. God se woord praat. En ons moet dit nie net sê as ek alleen is in die badkamer nie. Ek moet dit begin spreek tussen ander mense. Ek moet dit spreek dat my eie ore en mense rondom my dit kan hoor. Dis om hierdie waarheid en hierdie beloftes in die openbaar te kan glo en te kan verklaar en te kan bely wat duidelik aan hierdie wêreld ons vertroue in die Here se beloftes uitspel. Weet jy wat? Die God wat ek en jy dien, is 'n goeie God. Hy's 'n goeie God. En die God wat ek en jy dien, het nog nooit sy mense gelos nie. Nog nooit. En daarom wil ek jou aanmoedig, weet jy wat, as ons rondom ons kyk, raak dit daarom al hoe meer depressief, en we sien al hoe meer foute raak, en jy sien al hoe meer gebrokenheid raak, en jy sien al hoe meer hoe mense jou teleurstel, maar weet jy wat, ons oë is nie op mense nie, ons oë is op die Here. En ons bely sy woord. Ons moet ons belydenis, nie net ons in ons eie hart glo nie, ons moet dit uitspreek. En kom ons sê gou vir mekaar, as ek die woord van die Here spreek,
dan wek dit geloof. As ek God se beloftes spreek, dan wek dit geloof. Want hoe kry 'n mens geloof? Kom aan, help my gou-gou. Julle is daarom langer as gister apostolies. Kom aan, hoe kry 'n mens geloof? Geloof kom deur die gehoor, en die gehoor deur die woord. So, die oomblik as ek God se woord spreek, en ek spreek dit hard genoeg, dat my eie ore dit kan hoor, dan wek dit geloof in my hart, en dan begin die Here te werk. Ons moet ons belydenis van geloof en hoop, moet ons uitsaai met ons lippe. En weet jy wat, die Bybel sê vir my in Spreuke, wat sê Spreuke van woorde? Wat sê Spreuke? Dood en lewe is in die mag van jou tong. Dit wat jy sê. En het jy al gesien hoe maak ons? As ons bid, dan raak ons opgewonde en ons raak entoesiasties en ons raak emosioneel weggevoer en ons beleef die teenwoordigheid van die Here. Maar as ons by die deur uitstap, sê ons vir mekaar, ons moet nou maar sien wat gebeur. So pas het ek met my eie lippe, my eie woorde, net teëgepraat wat ek nou net. Want met hierdie selfe mond bid ek, en bely ek. Dit het tyd geword dat ek anders praat, anders bely. En weet jy wat, miskien sit jy vanmôre hier, en jy dink by jouself, man, hierdie ding is soos 'n berg voor my. Hallo? Weet jy wat? Die Here laat nooit toe dat goed in ons lewe gebeur sonder dat hy ons voorberei nie. Amen. Hy laat nie toe nie. Kom ons vat Dawid. Dawid is in die veld alleen. Niemand is by hom nie. En hy pas skapies op. En ewe skielik is daar 'n leeu wat die skape bedreig. En sonder om te hinker of sonder om te huiwer, sonder om te dink oor dit, gryp by die leeu en hy verslaan die leeu. En 'n mens dink altyd, maar Dawid moes hom gebou wees. Maar hy was nie. Maar dit was nie hy nie. Dit was die Here wat in hom is. En later kom 'n beer en voordat Dawid kan dink en bepeins hoe groot en hoe sterk die beer is, gryp hy die beer in sy bek en hy ruk hom oop. Hallo? En toe hy eendag vir sy broers moet gaan kos neem, en hy kyk hierdie verskriklike Filistyn, dink hy by homself, man, as die Here my gehelp het om 'n leeu en 'n beer dood te maak, kan hy my nie help om hierdie Filistyn, wat sulke goddelose goed kwytraak, ook te vernietig nie. En hy ervaar, maar ek het daar 'n slingervel, en ek het klippies, met hierdie slingervel en klippies is dit onmoontlik om hom mis te gooi. Hallo? Sien, hy praat. Julle moet tog julleself 'n guns doen, en bietjie die psalms lees, en hoor hoe praat Dawid met homself. Daar's niks fout om met jouself te praat nie. Jy moet net nie jouself antwoord nie. Maar praat met daai situasie. Man, ek spreek jou aan in Jesus Christus naam. Jy sal nie langer my intimideer nie. Jy sal nie langer my vreesagtig maak nie. Vyand, ek bestraf jou werke en ek spreek jou aan in Jesus naam. Wyk! Amen. Praat met daai berg van jou. Matteus 11 vers 22 tot 25 sê, maar ek sê vir julle, dit sal vir Tyrus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle, en jy Kapernaum wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doodryk toe neerstort, want as in Sodom die kragtige dade plaasgevind het wat in jou plaasgevind het, sou hy bly staan tot vandag toe. Maar ek sê vir julle dat dit vir die land Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou. In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, ek loof u Vader,
Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir die wyse en die verstandiges en dit aan die kindertjies geopen. Jesus is ons voorbeeld, hy het met gepraat, hy het dinge aangespreek. Ons moet leer om met hy berg te praat. Nou, as jy nou bietjie dink aan jou eie lewe, wie van u het in hierdie week nie een druppel verkeerd gedoen nie? Jy mag nie lieg nie. Die Bybel sê, in 1 Johannes 2, as ek reg is, daar vers 6 of 7, sê hy, as ons sê ons het nie sonde nie, dan lieg ons en die waarheid is nie in ons nie. Hallo? So, jy het hierdie week foute gemaak. Jy het hierdie Here teleurgestel. Ons wil dit nie hoor nie, maar dis die waarheid. Maar wat doen ek as ek fouteer? Wat doen ek as ek, weet jy wat, partykeer doen 'n mens goed sonder om te dink. As jy klaar gedoen het, dan besef jy hierdie was nie reg. Of dit wat ek nou gesê het, moes ek nie gesê het. Hoe maak jy dit reg? Jy praat met jou mond. Jy bely met jou mond. En weet jy wat? Belydenis bring vergifnis. Ons sonde, ons oortredinge, maak dat ons eie hart veroordeel. Eintlik dit wat ek doen en dit wat ek sê en die manier hoe ek optree en my reaksies en my gesindhede veroordeel my. Amen. Dit veroordeel my. Dit veroorsaak dat ek veroordeel staan. Daarom het ons geen vrymoedigheid om na die Here toe te gaan nie. En ek wil jou vra, leer 'n nuwe lewenstyl aan, waar jy, as jy fouteer, dadelik, daar en dan, Here, ek is jammer, hierdie was nie reg nie. Moenie dit uitstel tot vanaand nie, want dan roer die duiwel jou tot vanaand toe. Die oomblik as jy fouteer en jy besef, hierdie is nie reg nie, erken en bely en maak reg. Moenie langer uitstel nie. Vergifnis bring bevryding. Vergifnis bevry ons van enige veroordeling. Want weet jy wat? Eintlik, die vyand wil heeltyd hê ons moet fouteer, sodat ons veroordeeld moet voel. Want as ek veroordeeld is, dan is ek nie op 'n plek waar ek vrymoedigheid het nie. En dan vra ek nie die Here nie. So, vergifnis bring bevryding. Weet jy wat, 'n hart wat veroordeel word deur sonde, sal ons van ons geloof beroof. Weet jy, as jy weet, daar's goed in jou lewe wat nie reg is nie, is dit moeilik om te bid. Dit is moeilik om God te glo. Weet jy, as die Here jou al gebruik het vir wat ook al, weet jy wat, die oomblik as jy fouteer, of is die oomblik as jy jou speelgoed by die kot uitgooi, het jy min vrymoedigheid om vir iemand anders te bid. Hallo? Die krag van vergifnis laat ons toe om onverskrokke geloof en vertroue in die Here te openbaar. Weet jy, die oomblik as ek erken en bely en vir die Here sê, Here, ek is jammer, ek wil nie hierdie goed doen nie. Paulus het in sy lewe ook daai stryd gehad waar hy sê, die dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dit wat ek moet doen, dit doen ek nie. Paulus het ook hy sê, terwyl ons hier op aarde is daar altyd 'n stryd. Dis nie regverdigend nie, maar dis die waarheid. Maar die oomblik as ek vergewe, as ek vergifnis beleef, dan skep dit vrymoedigheid om uitdaging te gee aan daardie geloofsvertroue in ons harte. Hoor wat sê Lukas 17. Hy sê, toe het die apostels aan die Here gesê, gee ons meer geloof. Het jy dit al ooit vir die Here gevra? Here, gee my meer geloof, dat ek meer U kan vertrou. En wat sê die Here?
as julle geloof het soos 'n mosterdsaad. Hulle sê, nou nie so 'n klein handjie soos myne nie, maar hulle sê 'n gewone man se hand, as hy hom in 'n houer met mosterdsaad indruk en hy tel hom op, en hy draai om, is daar min of meer 5000 mosterdsaadjies aan jou hand. Nou sê, as jy geloof het soos een van daai mosterdsaadjies, as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en word in die see geplant en hou sou julle gehoorsaam wees. Dit gaan nie oor 'n moerbeiboom nie. Dit gaan oor 'n beginsel. Dit gaan nie oor hoe groot is jou geloof nie. Hallo? Dit gaan nie, as ek geloof het soos 'n berg, sal ek vir 'n molshoop sê. Nee. As ek geloof het soos 'n mosterdsaad, sal daar iets gebeur as ek dit begin bely. Dit sal gebeur. So, ons moet op 'n plek kom waar ek bely. Ek bely my eie sonde, ek bely vir vergifnis. En moenie dit uitstel nie, want die duiwel wil hê, jy moet dit uitstel. Ag, ek sal môre of oormôre. En ek wil julle vra, net terwille van, as iemand jou leed aangedoen het, moenie vanaand gaan slaap daarmee nie. Want as jy gaan slaap, is soos 'n plantjie wat jy plant in die grond. Môre sal iets gebeur. Hy het ontkiem deur die nag. Moenie dit langer, want die vyand misbruik dit om jou te beroof. So, vergewe spreekvry. Weet jy wat? Daar's altyd so spottery met 'n skoonma. Nou, almal wat skoonmaas is, nie almal van julle is sleg nie. Party is net nie so skoon as wat hulle wil voorgee nie. Maar ons het altyd hierdie storie van 'n skoonma. Weet jy wat, as jy 'n issue het met jou skoonma, as sy iets doen, want sy het die vermoë om die verkeerde goed te doen, wanneer ek naby is. Hallo? Maar weet jy wat, die oomblik as dit gebeur, Here vergewe. Here, ek spreek vry. Ek gaan nie toelaat dat hierdie goed in my lewe heers nie. Okay? Of is soos 'n pa met 'n skoonseun. Bewaar sy siel. Mag die Here hom genadig wees. Hallo? Geloof is eintlik baie eenvoudig. Geloof en vertroue in die Here is eintlik baie eenvoudig. Gryp die beloftes van God in sy woord. Gryp dit en maak dit jou eie. Weet jy, as ons vanmôre verwys na die mosterdsaad geloof, wat 'n boom sou word. Onthou, 'n mosterdsaadjie is een van die kleinste saadjies, maar dit bring 'n groot boom voort. So, dit moet groei. My geloof moet groei. My geloof moet ontwikkel. Net soos daai klein saadjie wat 'n groot boom word. En in die oomblik as my geloof groei en ontwikkel en sterk word, wat gebeur? Dan kry my geloof eintlik vrye teels. Amen. Markus 4 vers 39 sê, en hy het opgestaan, dit praat van Jesus daar in die boot, onthou jy, op die see wat so rof was, dan sê hy, en hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Kom ons dink gou, kry gou daai prentjie. Jesus is in die boot. Die storm is geweldig. Die disippels is, die storm is so erg dat vissermanne bang is. Dan moet dit nogal taamlik groot wees. En wanneer Jesus spreek, opstaan en spreek, dan intimideer dit hulle nie. Maar wat hulle intimideer,
is dat die natuur reageer op sy woorde. Ek dink hulle was banger vir die stilte as vir die storm voor die storm. So, ons kan ons eie, weet jy wat, is eintlik eenvoudig. As die Here so gesê het, is dit so, ek aanvaar dit so. Dis eenvoudig. Moenie redeneer oor nie. As die Here gesê het, as ek my hande op siekes lê, sal hy my gesond maak, dan beteken dit, as ek my hande op iemand lê wat siek is, Benny, in die naam van die Here, raak jy gesond soos wat jy hier sit. Soos wat jy hier sit, van jou hoof tot by jou voetsole, vloei daar goddelike genesing in Jesus Christus naam. Jou liggaam sal gesond word. Man, wat jy ook al dink en wat jy ook al sê, wat alles fout is, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, vloei daar goddelike genesing regdeur. Die Here het so gesê. En ek glo dit en ek aanvaar dit. Ek maak dit by hy en ek spreek dit uit. Dis God gegewe geloof in aksie. So, wat doen ek en jy? As ons in 'n situasie kom, maar jy's nie dom nie. Amen. Jy het mos verstand. Nou is ek bekommerd. Ek kan onthou toe ek 'n student was, in my eerste jaar, toe sê een van die seniors, sê hulle vir een van ons eerstejaars, man, jy is te dom om mens te wees. Jy het geen menseverstand nie. Nou as jy dit gaan Google, sê jy sien dit staan in die Bybel. Ek is te dom om mens te wees. Ek het geen menseverstand. Maar weet jy wat? Jy's die een wat dit moet aanvaar, of jy's die een wat dit moet bely. Maar kom ons kom terug. As jy in sekere omstandighede is, jy het verstand. Jy is nie te dom nie. Amen. Jy weet, hierdie is die situasie. Wat doen jy? Jy bepaal, wat is my situasie? Wat is nodig om hierdie situasie te verander? Amen. Ek kan dit doen. En die tweede ding is, jy bepaal jou omstandighede. Tweedens, jy spreek die berg in jou lewe direk aan. Markus 11:23 sê, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hy maak 'n belydenis. Hef jy op 'n werp jy in die see, nie in sy hart uitlieg, maar glo wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy bely. Baie keer. En miskien mag u nie saam met my stem nie. Maar ek glo, my gebede is iets waarvoor die Here lankal wag. Ek weet ek is mens en hy is God, ek weet dit. Maar die Bybel sê in Psalm 91 sê hy, God gee sy engele bevel aangaande my die oomblik as ek vra. So, die Here is in afwagting. Man, weet jy wat? Die belangrikste en die enigste manier om God te behaag is om hom te glo. Jy moet hom glo. Jy moet op sy woord staan. Die oomblik as ek op sy woord staan, sy woord spreek, die Here wag eintlik dat jy net daai woord moet spreek, sodat hy sy engele bevel kan gee, dat dit kan gebeur soos wat dit nodig is. Amen. Baie keer wag God net dat ons iets moet sê. Wanneer God se woord in jou hart opkom, moenie dit vir jouself hou nie. Sê dit. Praat dit, bely dit. Praat saam met God se woord. Die volgende wat belangrik is, wat ek en jy moet snap, is ek en jy, kom ons sê gou vir mekaar, voordat ek aangaan. God se woord is God se woord. God se woord is God se woord. As ek God se woord spreek, is dit God se woord.
As ek God se woord spreek, is dit God se woord. Ja, dis God se woord, dis nie my woord nie, dis God se woord. So, die oomblik as ek 'n naprater word van God, as ek sy woord spreek, bely, dan word ek eintlik 'n instrument en 'n mondstuk in God se hand. Partykeer, ek kan onthou 'n hele klompie jare terug. Nou, daar is sekere goed wat sekere mense aangryp. As ek dink aan Sarel en Rydale, hoe daai honde van hulle is spesiaal. Ek wens ek kan 'n hond in daai huis wees. Hoekom? Want dit het spesiale waarde. Nou so is elkeen van ons verskillend. Party mense se plante is spesiaal. En hulle sal daai plantjies sal hulle sal hulle beskerm en 'n skerms om hulle sit en water gee en kunsmis gee en alles in hulle vermoë doen. En baie keer as hulle ernstig is en hulle gelowig is, sal hulle self met die plantjies praat ook. As iemand verbykom en dink hulle, ag Here, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek kan onthou, ons was nie lank in die huis wat ons nou bly nie, net toe ons hier gekom het. En daar is 'n plant, maar die ding wil net nie groei nie. Hy wil net nie groei nie. En 'n so mooi plant en weet jy wat? Eendag, dis kom ek daar verby en ek sien, maar hy is morsdood. Ek sit my hand om daai steel van daai plant. Ek sê in die naam van die Here, jy sal groei en nie vrek nie. Al die dood gaan nou uit jou uit en lewe kom hierin. 3 dae later, toe sy bas nie meer brei nie, maar toe word hy groen. Daai plantjie hou nou nog. Pastoor, van wanneer af bid 'n mens vir plante? Mens bid vir enigiets. Ek kan onthou, Lenel was baie erg oor haar ou hondjie. En eendag, toe val die hond. En ek besef, hierdie hond is dood. En ek dadelik dink ek aan die gesiggie van my dogter. Hoe gaan sy reageer as sy hoor, daai hond is dood? Wat doen ek? Ag Here, dis maar net 'n hond. Nee, dis my dogter se hond. Hallo? Is jy nie God se seun en God se dogter nie? As ek as 'n aardse pa, wat eintlik maar gebroken is, radikale goed doen vir my kinders, hoeveel te meer ons hemelse Vader. Ek lê my hand op daai hond en ek sê, lewe in Jesus naam. Kom jy hond weer reg. Die hond leef nou nog. Dis 14 jaar later. Hallo. Nou is ons op 'n moeilike terrein. Luister, jou geloof is nie net om te heers, beteken jy's. Ek heers nie net oor myself en my sonde en gebrokenheid nie, ek heers in hierdie natuur. Amen. So, ons is God se mondstuk. God se woord in jou mond sal waar word, omdat God se krag werk die oomblik as ek die woord spreek. Geloof maak staat op God se krag. Weet jy wat? Daai dunamiskrag. Ek spreek nie uit my eie nie, maar ek onderwerp myself aan die volkomme wil van God. Wanneer ons die beloftes van die Here se woord uitspreek, dan is God betrokke. God bevestig altyd sy woord deur wonders en tekens. Altyd. Ek wil begin afsluit. Weet jy wat? As die belydenis van jou geloof in die woord van die Here is,
is daar gewaarborgde uitkomste. Gewaarborg. Daar's resultate wat kom, want daardie resultate wat kom, is op grond van God se woord en God se beloftes. Hoor wat sê Markus 11 vers 24. Daarom sê ek vir julle, alles. Wat is alles? Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle daai alles sal ontvang. En julle sal daai alles verkry. Dit klink vir my, dis 'n uitgemaakte saak. Hallo? Dis uitgemaak, dis gewaarborg. Ons moet net op 'n plek kom waar ons die Here vra. Ons moet op 'n plek kom waar ek die Here vra. Partykeer dan gebeur daar goed, dan dink jy, hoe hierdie. Ek kan onthou, toe ek nog baie jonk was, toe moes 'n mens in die begin, en julle moet nou vir myself wat die waarheid was. So klompie jare terug was het die bank so gewerk. As jy graag geld wil hê, wat doen jy? Jy gaan in die bankbestuurder. Jy staan op jou knie en jy sê asseblief meneer, help my. En dan het dit afgehang of hy genade vir jou wil gee of nie. Daar was nie rekenaars nie. 'n Rekenaar het nie bepaal of jy iets gaan kry nie, die bestuurder het bepaal. Hallo? Een keer 'n maand het jy voor hom gebuig en gesê, ek vra, help my asseblief. Hierdie gaan mooi vir ons uitwerk, maar ek het net dit nodig. Dan een keer 'n maand, dan bel hy jou, dan staan hy op sy knieë. Betaal asseblief net weer terug. Vra die dinge wat jy van die Here wil hê. Dit wat jy verlang, vra. Praat met die Here. En weet jy wat, as jy met die Here praat, moenie die probleem sien nie, sien die oplossing. Sien die eindresultaat, sien die antwoord, sien die uitkoms, sien die genesing, sien die herstel. Dit help nie, jy bid vir jou kinders, maar jy sien hoe hulle met 'n bottel in die hand sit. Sê, Here, ek sien my kind met 'n Bybel in die hand. Ek sien my kind met sy hande omhoog, hoe hy die Here loof en prys. Ek weier dat hy daar sal bly waar hy is. Ek bid om hy die hel uit. Amen. Jy moet praat. Romeine sê vir ons in Romeine 4, soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak voor die aangesig van God, in wie hy geglo het. Wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, wat doen hy? Roep hulle, praat, spreek, bely, asof hulle reeds bestaan. Jy sien, as God optree, spreek hy die eindresultaat. God spreek die eindresultaat asof hulle reeds 'n waarheid is, asof dit reeds bestaan. God het Abraham, die vader van 'n nasie gemaak, nog voordat hy sy vrou nog swanger was. God het Abraham 'n vader van 'n nasie gemaak, juis op 'n onmoontlike stadium van Abraham se lewe. God het Gideon 'n dapper held genoem terwyl hy wegkruip. Hallo? God het Petrus rots genoem terwyl hy 'n geknakte riet was. God het die land Kanaan aan Israel as 'n besitting gegee terwyl hulle nog slawe was. Hoor u dit? God het vir die melaatse gesê, gaan verklaar jou voor die koning, terwyl daar nog onreinheid in hom was. Jy sien, God spreek. En dit wat God spreek is sy woord. As ek daai woord spreek,
word ek 'n instrument in God se hand. Woorde kan jou lewe verander. Totdat jy praat, sal dinge dieselfde en chaoties en deur mekaar bly. Al is God daar. Al is die Here lief vir jou, gaan dinge nie verander voordat jy nie iets sê nie. Jy moet dit bely. Weet jy wat? Die Heilige Gees is tot ons beskikking, maar die Heilige Gees wag vir jou. Weet jy wat? In 'n sekere sin, en miskien gaan ek maak 'n verdere trap. Jy is eintlik 'n gevangene van jou eie woorde. Van jou eie woorde. Moenie dubbelhartig wees met jou woorde nie. Moenie dubbelhartig wees in jou gedagtes nie. Jy's moontlik die enigste een wat jou uit hierdie moeilikheid kan kry. Nie jou broer of jou suster of jou pa of jou ma nie. Die enigste een wat jou uit hierdie moeilikheid kan kry is jy. Jy sal moet leer om reg te praat, reg te dink. Jy's die enigste een. Moenie jouself jammer kry en sê, ag, ek is nou maar eenmal siek. Ek moet maar nou eenmal en hoor mooi, ek is nie vanmôre teen dokters nie. Dokters is instrumente in die hand van die Here. Maar baie keer gee dokters uitsprake wat nie noodwendig die waarheid is. En jy moet op 'n plek kom, hy sê, ek aanvaar dit nie. Deur sy wonde is ek genees. Ek aanvaar nie dat ek vir altyd hierdie ding saam met my sal dra nie. Die Here is my herder. Ek hoef nie te aanvaar nie. Weet jy wat? Met jou mond is jy eintlik besig om saad te saai. En die Bybel sê in Galasiërs, net wat 'n man saai, sal hy maai. Saai goeie woorde, saai genesing, saai oplossing, saai uitkoms oor jou eie lewe en almal rondom jou. Here, hierdie buurman van my wat elke naweek so drink, hy sal nie meer so kan aangaan nie. Want behalwe dat hy my wakker hou, hy gaan naar word as hy sy bottel weer naby sy mond bring. Hy sal nie verder so aangaan. Hoe? Pastoor, jy's nie God nie. Nee, ek is God se instrument. Hy besef dit nie, maar hy het dit nodig. Weet jy wat? As jy vervloeking saai, dan grawe jy jou uit met jou tong. Weet jy wat? Ons het nodig om te spreek. Onthou een ding, met jou woorde kan jy of oplossing of probleme skep. Onthou die enige een van ons wat vanmôre hier sit, en hy sê, as jy baie blootgestel word aan die nuus en die koerante en wat ook al, weet jy wat, dan begin jy later net soos hulle praat. En jy kritiseer net soos hulle. Jy's net so negatief, net so pessimisties, net so krities. Ek het 'n punt daarvan gemaak, en my huisgesin kan daarvan getuie wees. So lief wat ek was om elke aand nuus te kyk, so doen ek dit nie. Nie omdat ek nie wil weet wat in ons land aangaan nie, maar dit maak mense negatief. Luister, God se woord is nie negatief nie. God se woord is opbouend, stigtend, versterkend. Dit wek geloof, dit wek hoop, dit wek verwagting. Weet jy wat? Om krities en negatief en pessimisties te wees, hoef jy nie intelligent te wees nie. Maar dit kos iets om as almal negatief is, positief te wees. Weet jy wat? Om negatief te wees terwyl almal negatief is, maak jou eintlik 'n jellyfish. Just go with the flow. Maar om positief te wees, is om 'n ruggraat te hê. Om te sê, so sê die Here. Die eindresultaat van God se beloftes
maak daardie bietjie wat jy moet insit, die moeite werd. Neem 'n besluit. Dissiplineer jouself. Beoefen deur God se woord te begin bely. En weet jy wat? Jy kan nie die woord bely as jy nie die woord inneem nie. Ek kan onthou toe ek jonk, net nadat ek tot bekering gekom het, toe gee 'n ou pastoor. Weet nie of julle hom sal ken nie, maar hy was die evangelis in ons land wat reg deur die land beweeg het met 'n tent. Pastoor Wessie van der Westhuizen. Hy gee vir my 'n hele, ek kan nou nie onthou nie, 26 of 28 kassette. Onthou julle nog kassette? As jy in jou kar gery het, dan sit jy die kaset in, as jy hom wil uithaal, dan bly die helfte agter. Onthou jy dit? Vat jy potlood, dan maak jy hom weer reg. Amen. En pastoor Wessie van der Westhuizen gee my 'n hele reeks met die hele Bybel op audio. En ek vat dat en ek begin dit te luister. As ek in my kar ry, luister ek. As ek in die aand gaan slaap, dan daai klein kasetspelertjie, dan sit ek hom in. En hy hou nie op nie, hy hou net aan en hou net aan en hou net aan. En dan 'n paar dae later sal ek goed quoteer wat ek nie eens gelees het nie. Maar my gees het dit ontvang. Ek wil jou aanmoedig. Neem 'n besluit. Neem 'n besluit. Laat die woorde van jou mond en die oordeenking van jou hart welbehaaglik wees voor die Here. Neem 'n besluit dat jy jouself gaan voed met die woord, sodat jy vul word met die woord om ander te bou en te versorg en liefde te saai. Woorde kan 'n groot verandering nie net in jou lewe bring nie, maar woorde kan 'n groot verandering in jou omgewing bring. Nou ek is baie bevoorreg. In ons straat is ons 4 predikante wat in die straat bly. En daai straat se eiendomswaarde is die hoogste in die omgewing. Hoekom? Omdat dit mooi huise is? Nee. Omdat dit ons spreek oor hy straat. Dis die veiligste straat. Hulle breek in reg rondom ons en al die ander strate. Maar ons straat is veilig. Want die Here bewaar en die Here beskerm en die Here is met ons. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou woorde kan verandering bring. Weet jy wat, om te stap is nogal goeie oefening. Gaan stap 'n keer in die straat en dan terwyl jy stap, dan spreek jy, Here laat hierdie huise sin by U uitkom. Here, ek bid vir hierdie huise sin. Ek weet hulle gaan deur swaar. Here, help. Ek spreek oorwinning, ek spreek verlossing, ek spreek vrymaking. Weet jy wat, as jy elke aand so stap en dit begin doen, gaan jy nie net oefening kry nie. Jy gaan nie net kilojoules verloor nie. Want ons sit maklik in. In die ou dae het die volk van die Here elke week gevas. Hulle het nie soos ons gelyk nie. Hulle het gedink, hoe meer hulle vas, hoe meer kry hulle. Ons dink, hoe meer ons eet, hoe meer kry ons. Ek wil jou vra, jou woorde kan die verandering bring. Jou woorde. En ek wil vanmôre vir jou vra, kom ons spreek woorde. Kom ons maak 'n belydenis van God se woord. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie dat U so getrou is. U is getrou aan U woord. U is 'n waarmaker van die woord. Here, U sal nie iets sê en daaroor berou hê nie. Here, as U 'n belofte in die woord gegee het, elke belofte is ja en amen. Here, ek wil bid dat U woord in ons harte sal bære. Here, maak U woord wakker. Laat U woord ryklik en vrylik in en deur ons lewens werk. In Jesus naam. Ek wil bid vir elkeen wat hier is en elkeen wat na my luister, dat U deur U Gees met ons sal praat
oor u woord. Ons dankie daarvoor. Amen. Ek kan onthou as 'n predikant wat eendag my vertel, sy kind was in 'n ACE skool. Nou by ACE skool op daai stadium was dit so, die kinders moes die woord memoriseer. En as jy in matriek kom, moet jy 'n hele boek memoriseer. En die kind besluit, sy gaan die boek Spreuke memoriseer, al 31 hoofstukke. En elke dag lees sy 'n hoofstuk. En die dag toe sy dit moet weergee, toe gee sy dit perfek.